almal. Aan ons kykers, ons gee nog so 'n minuut kans dat ons net gou 'n bietjie nog mense opkry. Baie welkom hier by ons by Faith Unfiltered. Ons gaan vanaand vir 'n lekker entertain hierso met God se woord. En dan sommer die mense wat ek raak gesien het wat opgekom het, Poppy en Jonathan, julle ouens, baie dankie. Wilna, is jou suster, hè? Dis my suster, ja, daar van Leidenburg. Baie welkom Wilna. Hallo sussie. En dan net vir die mense sê my stem is 'n bietjie hees. Ek het gisteroggend so opgestaan, so verskoon my stem 'n bietjie. En ja, daarbo regs op die skerm sê julle sien, daar is my selnommer. Ons het 'n gebedslyn. Julle is welkom om ons te skakel vir enige gebede en so. Julle sal ook ons kameraman sal ook die nommer op die live sit vir julle. Ja, Wiek, so wat wil jy vir my sê? Hoe was die dag gewees? Want vandag was eintlik nogal 'n awesome dag geweest, 'n rustige dag. Jy weet, soos enige wintersoggend hier in die Groen Kalahari, hier naby die Groot Rivier, die walle van die Groot Rivier, soos hulle sal sê. Ja, dit was bietjie koud vanoggend toe ons opstaan, maar dit het 'n lekker dag uitgedraai. Die sonnetjie het deurgekom en geskyn en goeters en die tyd wat ou met die Here spandeer het, hy het vir my bietjie woord oopgemaak. Ons kan later miskien daaroor praat as ons 'n kans kry. Yes. En so aan, maar ja, ons het 'n topik vanaand. Wiek, terwyl ons nou sommer so wag vir nog een of twee mense om op te klim, weet nie vir jou sommer self net voorstel aan ons kykers hier nog daar by die huis nie. Alright, daar's hy. Ek is saam met Henry hierso by School of Fire. Hy's 'n pastoor hierso, missionary. En dit is 'n opleidingsskool vir pastore, evangeliste en missionaries wat in die missionveld moet ingaan. En hier word voorbereiding gedoen, maar dit is ook meer as dit. Hierso word ook mense gehelp wat van die pad afgegaan het. En ons help hulle terug op die pad met baie dinge, met die woord veral. As hulle hier aankom, gaan hulle deur 'n miracle fase en dan gaan hulle deur status fase waar hulle dieper in God se woord indelf. Jesus sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Nou ja, hierdie plek is geskep vir die kinders en die mense wat hiernatoe kom. Soos ek ook, ek is nou al 'n bejaarde man, julle kan sien die grysheid. Maar ja, leer verskriklik baie van die Here. En die interaction en hoe sal mense dit sê in Afrikaans, ek het nou nie 'n woord vir dit nie, maar interaction met die ander mense hierso leer ou baie hoe om met ander mense te praat oor die Here. Ons doen baie uitreike. En ja, ek maak einde van die jaar klaar met my teoretiese fase. Dan volgende jaar het ons prakties. So ek sien nogal uit daarna. Dankie Wiek. Ja, ek wil net vir ons kykers sê dat Wiek is ook 'n krangige TikToker. Julle kan hom gaan volg daar op sy blad. Waar kan hulle gaan kyk, Wiek? Ja, dit is Yuri Gospel Vibe. So asseblief gaan ondersteun my. Ja, kom ondersteun vir Wiek. Hy het nogal lekker goed wat hy post daar. Die ou doen nogal regtig moeite. Dankie Wiek man. Dan wil ek ook net sê die menings en die uitsprake wat tydens hierdie program deur gaste of deelnemers gemaak word, is hulle eie en verteenwoordig, nie noodwendig die standpunte van Faith Unfiltered of die aanbieder nie. Ons moedig respekvolle, feitelike gesprekke aan. Dankie aan almal wat aangeskakel het. Laat weet gerus in die kommentaar afdeling van waar is jy? Skryf ons daar van waar is jy? En jy kan sommer sê hoe oud is jy, aangesien jy so bejaard is jy op die program sien. Julle is meer as welkom. Ek wil graag die program op 'n gepaste manier open met gebed. Kom ons bid. Kom ons bid so. Here, dankie dat U elke mens liefhet. Maak vanaand ons harte oop om U woord te hoor en te verstaan. Amen. Amen. Om die program te begin, ons tema vanaand is die 100ste skaapie. En daarom wil ek graag net vir julle 'n gedeelte lees uit Lukas 15 vers 3 tot 7. Dit gaan so. Toe vertel hy, dis nou Jesus aan hulle hierdie gelykenis en sê: watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges
waar die bekering nie nodig het. Ja, dis die skrifgedeelte vir vanaand. Jesus vertel vir ons 'n herder wat 100 skape het en wanneer een wegraak, dan los hy die 99 en gaan soek die ander. Ek wil graag sommer so 'n vraag aan ons kykers stel. Voel jy dalk jy was ook al 'n verlore skaapie? As jy so voel, sê aan die kommentaar afdeling vir ons ja in. En ja, dan bespreek ons dit verder daarvan af. Rick, nou ja, ek het so 'n paar vrae wat ek wil vra. Yes. Wat is die ding bespreek? Nou sê, kom ons hoor. Wat beteken die gelykenis van die verlore skaap vir jou persoonlik? Jy weet, vir my beteken dit ook, ek was ook eens verlore. En die Here het ook uitgereik na my toe. En net soos wat hy daar sê, in Lukas 15, die blydskap wat jy veroorsaak in die hemele, kan nie opgeweeg word met enigiets anderste, as die Here jou op sy skouers laai, en hy bring jou terug huis toe nie. Ek dink dit is vir my ook, ek moet sê, Henry, ek het nou nie al 1 keer van die huis al weggeloop nie, ek het seker al so 2-3 keer. Maar die Here is getrou. Amen. En jy weet wat na my toe kom baie keer, hy het my met die naam geroep, ek is syne. Hy sal my kom haal. Kyk, as jy eers getag is, as die Here jou eers getag het, dan is jy deel van sy kudde. Is dit so, verseker? Ja. Ja, so dit wys my dat God elke mens persoonlik ken, en niemand is net van 'n nommer nie, nee. Hy soek elke iemand afgedwaal het. Waarom sou jy sê, sou 'n herder 99 skape los, om net een te gaan soek? Henry, ek het baie gedink oor daai vraag vandag. En weet jy wat, ek treis hom terug tot in die begin. Die eerste skaap wat weggeloop het, was ou Adam. So. Jy weet, ons lees daarso in Genesis 3 vers 9, hy sê, en die Here God het na die mens geroep en vir hom gesê, waar is jy? Jy sien, en nou Adam, hy het gaan wegkruip, want hy het vir die Here gesê, hy het gefouteer en hy was skaam, want hy het agtergekom, hy is naak. Yes. Is dit nie maar ons almal se probleem daai nie? En weet jy wat, dit is eintlik vir my so kosbaar, want hy het vir almal gestaan en roep, hy het vir Abraham geroep, hy het vir Moses geroep, hy het vir Dawid geroep, en vandag kom roep hy ons ook, Yes. nog steeds, jy weet, en hier's 'n paar mooi skrifte wat ek vir ons kan sê, hy sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ek bedoel, dit was sy mission van die begin af. Yes. En dan die volgende ene is, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening. Daai stuur is om ons te kom soek. Dit is vir my so precious. Yes. Jy weet, maar net terug te kom na die vraag, waar is jy? Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Daai twee kom so vir my baie mooi by mekaar in daai vraag van jou. Jy weet, so ja. Ja, ek sien Poppy sê hierso, Poppy is daarvan, hy's Betsy as ek reg is. En hulle kyk daar na mense wat gestrem is. Baie wonderlike werk, Poppy. Baie dankie vir wat julle doen. Die Here sal vir julle seën. En sy sê sy het ook al so 'n gevoel as 'n verlore skaapie. Dan wil ek ook net sê welkom vir Andries, pastoor Andries Kokemoer en sy vrou Cecile. Hulle gaan ook aansluit by ons 4, 5 en 6 September en Jonathan en sy vrou ook gaan ook aansluit by ons 4, 5 en 6 September. Ons sien regtig uit om julle by ons te hê. Wiek, wie is die verlore skaap in vandag se tyd, sou jy sê? In vandag se tyd, waar het ek daai vraag nou gekyk? Laat ek gou kyk na my. Die verlore skaap in vandag se tyd. Jy weet, as ou kyk na die omgewing wat ons in is en dit wat die skrif sê, dan wil ek amper sê, jy weet wat Jesaja uitroep in Jesaja 53 vers 6, waar hy sê ons almal het gedwaal so skape. Jy weet, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, op daai een wat gekom het. So as jy vir my vra die vraag, wie is vandag die verlore skape? Dan is Jesaja 53 seker maar die vers wat uitstaan bo almal. Ons almal het gedwaal. Jy weet.
Niemand kan sê, nee wat, ek is nog van die begin af in die kraal nie, of by die herder nie. Ons almal dwaal maar af met die tyd. Ja, ek sal ook sê, dat is enig iemand wat weggedwaald van God, dan weet. Ja. Het sy in die oortyd of tot vandag toe. Jy weet, Paulus, ekskuus, Ja. Paulus kom ook, want hy sê, want almal het gesondig. Nou kyk, die dwaal is sondig, né? Yes. Jy dwaal weg van die waarheid af. En dan sê hy daar so in Romeine 3 vers 23, hy sê, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So ja, ewen in die Nuwe Testament weer klank hierdie hele ding van wegdwaal, Yes. wegdwaal van die waarheid af. Dan 'n volgende vraag wat ek het, kan iemand wat eens gered was, weer 'n verlore skaap word? Nou, ek wil gou voor ons by dit kom, Ja, wil ek aansluit by ons vorige gesprekke wat ons gehad Onthou jy Eens dit? gered, altyd gered. onthou jy dit? Hulle moet Yes. bietjie daarin gaan kyk, ja. En ek dink hierdie hy pas so lekker by dit in. Kan iemand wat eens gered was, weer 'n verlore skaap word? Wat wil jy sê, Wiek? Jong, ja, daai enetjie, jy weet, die skrywer van Hebreërs het ons mos daai dag bespreek en gesê, pas op broers, dat ons nie miskien in een van julle 'n bose of 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net van die begin af ons vertroue tot die einde toe ontwrigbaar op hom los. Maar, jy weet, die opsetlike sonde ding en al daai goeters het ons bespreek in daai enetjie. Yes. Maar daar's iets baie meer wat ek graag wil ietsie bysit hierso wat vir my baie kosbaar geword het. Ek het daaroor gaan dink na die tyd. En daar is 'n gelykenis waar Jesus vertel van die twee seuns. En die een seun word gevra, "Sal jy vir my in die wingerd gaan werk?" En die seun sê nee. En later kry hy toe berou en hy gaan werk toe. En hy sê vir die ander seun ook, "Gaan jy vir my in die wingerd werk?" Die ou sê, "Ja, ek gaan." Maar hy doen dit nooit nie. Jy weet. En dan vra die Here, wie van die twee het nou eintlik die wil van die Vader gedoen? Jy weet, baie keer kry ons mense wat met hulle lippe sê, Yes. en dan kom hulle nooit daarby uit nie. En dan daai ding terug te bring na in die wingerd gaan werk. En ek dink hieraan moet ons gaan kyk. Jy weet, as jy van die opdrag gekry het, maar jy het gesê nee, en later is daar 'n berou, 'n bekering. Jy weet, dan sê dit vir my, jy kan eers deel wees van die familie en dan die roeping op jou lewe los en dit nie wil uitvoer nie, maar later kan jy tog berou kry en teruggaan en sê, maar ek was verkeerd en ek het gegaan. Want jy weet, om te werk vir God, Jesus sê self in Johannes 6 vers, ek dink is daar by vers 23 rond waar hy praat van, dit is die werke van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Yes. Jy weet, en dan is jy besig met daai werke, jy weet, of sê jy net, ja, jy gaan dit doen, en jy glo nooit werklik nie. So dit is hoe ek voel oor daai een van eens gered, altyd gered. 'n Volgende vraag wat ek het is, hoe dink jy behoort 'n kerk verlore mense te benader? En ek wil graag vir die kykers sê, Ja, hou op om vir mense te kyk wat in stikkende klere by 'n kerk aankom, vir mense wat arm is wat by 'n kerk aankom, hou op om vir hulle te kyk, want hulle is net so welkom in die kerk soos ek en jy. Regtig, dis 'n probleem. ja. Maar hoe sal jy sê, Wiek, hoe moet kerke hulle benader? Hoe sal wat Ek wat sal jy sê? gaan skryf hierso wat Paulus skryf. Hy sê, hy sê hierso in Galasiërs 6 vers 1, hy sê, broers, as iemand eweneel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so iemand reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Ons moet, as iemand na ons toe kom, in kerkverband, moet jy nooit, soos die Here sê, daai persoon uitwerk nie, want jy weet self nie of jy 'n engel op daai stadium gasheer voorspeel nie. En as ons gaan kyk na die Here se lewe ook, toe hy met Johannes se disippels by hom kom en hulle sê vir hom, is jy die een wat sou kom? Toe sê die Here, gaan sê vir Johannes, die blindes sien, die dowes hoor, die dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. Want soveel keer word die ou arme ou wat nie regtig klere het nie,
afgesien op Neergesien, yes. en neergesien op hulle. En hulle word in die kerkverband word hulle dan, en daai mense wil nie kerk toe kom nie, want hy voel dit is nie vir hom nie, hy pas nie in daar nie. Jy weet, Pastoor Rooi is hierso, het 'n baie oulike ding wat hy sê 'n kerk moet ruik na suurwyn in die oggend en ruik na rook. Net so, ja. Jy weet, dan weet jy jy's besig met hierdie ding van die verlore skaap. Yes, yes. Andersins dink ek daar's 'n groot leemte in jou bediening. Want dit is tog maar waar die crux of the matter is, Ja. is om daai verlore ou te kry. En ons moet nie afkyk op hulle nie. Nee, definitief nie. Daar's mooier skrifte wat ons kan aanhaal, maar ons het nou nie die heel aand om Ja. Hoekom sal jy sê, wie Harko, baie gelowiges weg van hulle kerke af, of weg van God af? ek As ek dink miskien iets kan sê daar omtrent, en as ek sê kerke, bedoel ek sommige kerke, ek wys nie na alle kerke nie, maar ek weet van kerke wat byvoorbeeld, wat drank verkoop hulle perseel. Ek ben dis ongehoord. En as iemand dan nou daarvan loop, dan kan jy mos nou nie daar ou kwaliek nie, verstaan jy? En as mense wat weggaan van God af, en hulle seer gekry, hulle voel God het hulle nie bygehou nie, ja. ensovoorts, yes. Jy weet, ek dink dit bring ons terug na daai eerste ene van Adam toe. Hoekom het Adam weggeloop van God af en gaan wegkry? Want hy het skaam gekry vir wat hy gedoen het. Ons fouteer, ons maak 'n fout en ons dink die Here gaan ons nou nie oorsien nie of ons, maar hy sê hierso in Jakobus 1. Hy sê maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit die sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood voort. Jy weet, ek dink dit skryf so hier. Ons word deur ons eie begeerlikhede weggelei van die Here af. En ek dink hier is die groot ding van Christendom wat ons miskyk. Vir my is Christendom 'n absolute hartsaak. Yes. Dit gaan oor wat is in jou hart. As jy fouteer en jy's regtig lief vir die Here, dan sal jy terughardloop na sy voete toe en sê, Here, ek het gefouteer. Maar as jy nie regtig in jou hart opreg is nie, soos die seun, ja, ek sal gaan werk in die wingerd, maar hy doen dit nooit nie. Dis hy wat wegdwaal en weggaan. Wie sê met jou in jou lewe aansien met iemand gesien wat terugkeer na die Here toe? Ja, ek myself, Amen. Myself. Amen. myself, ek dink in 'n mate kan ons sê, as jy in die skrifte gaan kyk, daar's ook 'n klomp voorbeelde. Ek bedoel Dawid, toe hy met Betseba oorspel gepleeg het, en ek bedoel daai man het in sak en as gegaan. En hy het teruggegaan na die Here toe en hy die Here weer gaan soek. Ek bedoel daar's baie sulke voorbeelde. Ek bedoel Petrus, toe hy die Here verloon het. Ek bedoel dit is een van die grootste godsmanne wat nog ooit sy voete op hierdie aarde gesit het, nee, was ou Petrus. Ek bedoel hy het op water geloop, daai man. En hy het die Here verloon. Soveel so dat hy sê ek ken hom nie. En tog het die Here teruggekom na hom toe. Want jy sien Jesus kom en hy soek in die wat verlore is. En toe Petrus uitroep na die Here toe en sê, my Here vergewe my, toe is die Here daar. En hy vat dit. En ek dink ons moet dit is hoekom ek dink dit kom nog steeds deur na daai Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van jou lewe. En dit gaan ook wys na as jy wegdwaal. Hoe is jou hart? Is jou hart opreg met God of is jy maar nou net 'n praat Christen? Jy kan al die regte goed sê, maar jy weet, hoe is daai een song wat hulle sing, Gifappeltjie? Ja, sê. Het jy hom al gehoor die song? Gehoor, ja. Ja, dit is nogal 'n mooi song vir my daai. Terwyl ons kykers kyk, Jonathan en Andries en julle gades en wat ook al, en Poppy, julle almal, ons gaan as julle is 4, 5 en 6 September, wil ek bitter graag een aand, wil ons gou bymekaar kom in die studio, maar ons 'n program uitsaai. So ek wil hê julle moet julle gedagtes laat gaan en soms gaan 'n lekker vuurwarme program hê. Ek weet Jonathan is altyd bo op dit. Ek geniet hom nogal as hy so opgecharge raak, as 'n lekker Engelse woord vir dit. Wie sê jy sê, hoe kan ons jou as Christen help om verlore skape in te bring?
Absoluut, dit is weer eens, dit gaan oor, is jou hart in hierdie ding in. Yes. Want as jy by God is, dan sal, as jy in die wyn is, as jou lood in die wynstok in is, dan sal dit wat in die wynstok vloei, in jou invloei. So daai selfe gevoel van uitreik en die verlores gaan soek, gaan ook in jou deel wees. Dit gaan jou deel van jou DNA word. Dis soos ek sê, ons moet uitleef, mense moet dit sien, ons Yes. gaan verkondig, vertel van die evangelie. Yes. Dis hoe ons gaan inwin op evangelie. En jy hoef nie wyse woorde, die Here sal vir jou Nee. woorde gee op daai oomblik wat jy nodig het om te Yes. spreek. Wat sê hierdie gelykenis oor God se liefde? O, absoluut. Kom ek sê vir jou ietsie van God se liefde. Nee. Daar's 'n gesegde wat ek een keer gehoor het. Van die man wat sê, liefde is om iemand die mag te gee om jou totaal te vernietig. En dan om te glo dat hy dit nie teen jou sal gebruik nie. En dis wat met Jesus Christus gebeur het. Hy het totaal en al alles vir ons gegee. Die mag. En ons het dit gebruik. En ons het hom aan 'n kruis gaan vaslaan. En nog steeds roep hy uit, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Yes. En as jy gaan kyk na God se liefde, hy sê, word 2 mossies nie vir 'n sent verkoop, of eintlik 'n stywer, nie? Yes. Maar vir 'n sent, soos wat die Afrikaner dit later gevat het. Hy sê, en tog sal nie een van hierdie mossies op die grond val, sonder dat jou Vader dit goedkeur nie. En julle is baie meer werd as al hierdie mossies. Amen. Selfs die hare op jou hoof is getel. God stel so diep in ons belang. Amazing, hoor. Jo. Laat ons kan nie besef nie. Laat hy, ek bedoel, ja, kom ons los dit Ja, daar. Ek amazing. dink ons het nie woorde verder vir Hoe God sal se jy liefde. sê, Wiek, watter hoop is daar vir iemand wat voel hulle is ver van God af? Ek dink dit is 'n uitroep ver. Yes. Dis 'n uitroep ver. Weet jy wat toe die man daar op die straathoek skree, die fariseer het daar met al sy smart woorde die Here aangeroep, die Here het nie eens na hom geluister nie. Maar toe daai Samaritaan daar gaan staan en hy kyk nie eens op nie, hy het net sy hand op die bors gesit en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. Yes. En dit is al wat die Here nodig het, is weer eens kom terug na die hart toe. Absoluut. Watter boodskap wil jy gee aan iemand wat vanaand voel hulle is verlore skaap? Wat sal jy sê as iemand sê hy is vanaand 'n verlore skaap? Watter boodskap sal jy graag vir so 'n persoon hoor? Ek sal vir hom sê, net soos wat Adam gesê het, Here, ek het skaamte. Dis hoekom hy daar is waar hy is. Yes. Moenie skaam wees vanaand nie. Roep die Here aan. Hy wag vir jou. Jy het gehoor wat ons gelees het in die begin van Lukas 15, waar hy sê as hy daai enetjie kry, is daar blydskap. Ek wil net graag, kom ek vra die Here, laat hy vir jou vanaand daai blydskap in jou hart sit, om hom te kom soek het. Net om te draai, jy weet die woord in bekering, is in die Grieks, is die woord metanoia, né? Dit is net 'n gedagte wat jy verander. Ja. En dan roep jy uit, Here, help my. Amazing. Dis al wat jy hoef te doen. En daarop gaan die Here reageer. Maar dit moet uit jou hart uitkom. Moenie soos die een seun wat sê, ja, ek sal nie, en dan dit nooit gaan doen nie. Sê, ja, ek sal, en gaan doen dit. Sal jy sê, Wiek, ek sit en dink sommer, dit kom by my op in families en gesinne. Tot in 'n gesin kan daar 'n verlore skaap wees, né? Ja. Iemand wat weggedruk is. Ja. Dit ons sien dit ook gebeur. Ja, noem hulle nie maar die swart skaap in die Die familie. swart skaap. Ja, die verlore swart skaap, ja. Ja, hulle noem hulle die swart skaapie. Miskien van ons kykers as dit 'n vraagie wil vra, as julle meer as welkom vir ons te vra. Ek het nog so lekker enetjie hierso. Wat ek vir jou wil vra, Wiek, spesifiek vir jou vandag of vanaand dan nou. As Jesus vandag fisies hier by ons was, en is hy so, die woord sê vir ons, Hy né? is, Waar ja. twee meer is 'n vergadering is daar. Wat dink jy sou hy vir die verlore skaap sê? Wat dink jy as Jesus, wat sou hy vir die verlore skaap sê? Ek dink hy sou gesê het, kom na my toe. Yes. Kom na my toe. Ek is sagmoedig van hart. En my juk is sag. En my las is lig. Lekker. Poppie sê hier op Psalm 50 sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou lewe. Dit is feite, sien. Poppie, dit is net soos jy sê daar. Dit is absoluut, Poppie, dit is oor die hart.
Ja. Dit gaan oor die hart van die mens. Jy weet, die skrif sê ook, die hart van die mens is boos bo alle dinge. En om die mense hart te verander, jy weet, daar's 'n baie mooi gelykenis wat die Here vertel van die saaier wat die saad saai. En jy kry die saad wat op die harde grond langs die pad val, Satan steel dit onmiddellik. Dit is daai ou wat niks, en dis 'n verlore skaap, daai. Maar op daai stadium is daar niks wat die woord kan kyk. Die woord moet kan in die grond ingaan om te kan. In die hart van die mens is die grond. Jy weet, het jy al die gesegde gehoor, Henry, hulle sê jy's so dom soos grond? Ja. Jy weet, en ek sit net nou die dag, toe sit ek by myself en dink, maar die Here het ons uit grond uitgemaak. Absoluut, nee. So ons is nou mal bietjie. Maar anyway, so die saad moet in die hart van die mens val. Die woord van God is die saad en hy moet in die hart kan val. Nou val hy miskien bietjie daar in die klipperige grond. Nou klipperige grond is waar daar bietjie groot sondes is. Miskien 'n drankgewoonte of 'n hardkoppigheid of 'n onvergewensgesindheid of so. Dis 'n sonde wat nog hard is, jy weet. So die saad kan nie daar lekker ontkiem nie. En dan kry jy die saad wat nou in die doringbos geval het. Wat hy nou opkom, maar die dorings jy weet, hulle bind hom vas. Hy kan nie eintlik daar uitkom nie en hy kan ook nie eintlik vrug dra nie. Maar die saad wat in die hart val wat bietjie voorberei is, wat bietjie die klippe uitgesif is en hy kom op en hy begin vrug dra. En dit is, ek dink, as ons tot bekering kom, dis dit die belangrikste ding. Ons moet, jy weet, die skrif sê die skrif nie aan die einde van die dae sal hy die harde hart uit ons uithaal en hy gaan weer vir ons 'n hart van vlees teruggee. Jy weet, 'n hart wat regte grond is wat hy weer kan plant in. Terwyl jy praat daarvan, ek wil graag hê Jonathan en Andries, julle is deel van die gebedslyn op ons 5 aanvuldige gebedslyn. Wil julle nie julle telefoonnommers ook vir die kykers net post daar vir ons nie asseblief? Enige iemand wat 'n gebed nodig het, jy is meer as welkom om my te skakel. My nommer is daar bo, hier bo ons. Hier bokant, as jy kan sien, is hy. En dan sal ek vra dat Jonathan en Andries dat julle nommers ook opsit. So vir ons klaarmaak. Voorlaaste dingetjie. Sal jy sê, die verlore skaap gaan haal ek en bring hom terug. Hoeveel keer kan ek hom gaan haal? Sou dit reg wees as ek almekaar die verlore skaap gaan haal, terugbring, terugkom? Is dit dan nog steeds 'n verlore skaap? Ek dink dit is 'n probleemskaap. Ja. Ek dink meer is 'n probleemskaap. Jy kry hulle ook, maar weet jy wat doen die Here met 'n probleemskaap? Jy kry hulle en as jy kom ons kyk nou na die kudde van 'n regte skaapwagter. Weet jy wat doen die Here of die skaapwagter met 'n skaap wat heeltyd so rondloop? Hy breek sy been. Dan kan hy nie meer loop nie. Dan moet hy by die skaapwagter wees. So vir dit wil ek sê, jy weet, as jy een van daai skape is wat heeltyd wegloop, pas op dat die Here nie jou been breek nie. En dan gaan hy vir jou terugbring en dan kan jy nêrens heen gaan nie. En jy sê, so wie is nou die 100ste skaap? Die een wat al 2 jaar bekeer is, maar elke maand val in moedswillige sonde. Of die een wat nou bekeer is en hulp soek, wie help jy dan? Is God se genade nie so wyd nie dat hy vir ons altyd, ons nie altyd maar 'n verlore skaap wees. Hy het ons maar altyd in. Ek dink ek het Emmy daar geantwoord met daai eerste, daai komment wat ek nou gemaak het van die skaap wat bly wegloop. Wat die Here jou been breek. Kyk, hy sal vir jou die lewe moeilik maak. Hy kan. En want die ding van God is, hy is so lief vir ons dat hy wil hê jy moet op besef kom dat jou hare op jou hoof is getel. Jy is vir hom belangrik, so belangrik dat hy sy lewe vir jou afgelê het. En as jy dit nie kan besef nie, dan sê dit net vir my, jy het nog nie tot die insigte gekom van die ding nie. En hoe diep God se liefde loop nie. So, maar ja, bly wegloop, hy gaan jou haal, maar op 'n stadium gaan hy jou been breek. Ek wil ons kykers ook graag uitnooi. As jy vandag voel jy's ver weg van God af, kom terug na God toe. God worry nie of jy perfek is nie. Hy sê, kom soos jy is. Kom net soos jy is. Kom terug na God toe. Wiek, so voor ons gaan klaarmaak en voor ons afsluit, vertel gou die mense van die klippies wat jy maak. Ja.
Man, hierso in hierdie omgewing, ek weet nie wat het hier gebeur nie, maar hierdie klippe in hierso by Geriep area, hier langs die groot rivier, is vir my besonders mooi. Dit het laag van verskillende kleure en dis 'n harde klip. Dit is asof hy gebak was of hierso iets was wat soos 'n vulkaniese tipe effek was. Ek weet nie. Maar die klippe is verskriklik hard. Party van hulle kan jy sommer die strukture. Ek moes nou eintlik gebring het vanaand, maar ons sal weer eendag musiek. Die vorming op dit en die laag hoe hulle in mekaar is. Nou dan vat ek die klippe en dan skryf ek met my suster Wilna, sy is seker nog op ons groepie daar. Sy het vir my so pencil grinder stel gestuur. En dan skryf ek op die klippe in Hebreëse taal. Want kyk, Hebreëse taal is vir my 'n baie besondere taal. Byvoorbeeld die letters in Hebreëus, elkeen het die Hebreëse, die alef wat die okshead is, nê. Dit is die voorsiener en is ook die nommer 1. En dis die letter A vir alef en dit staan vir the strong one, the provider en so voort, jy weet. En dan die bef staan vir byvoorbeeld 'n huisie. So as jy gaan kyk dan nou die alef en die bef wat die woordjie Abba later spel, dan is dit 'n strong one of the house. So dit het 'n baie diepe betekenis die taal. Dan skryf ek nou met die pencil grinder en gryf ek op hierdie klippe die naam van die Here, Yeshua, Yahuwah. Ek skryf byvoorbeeld Abba daarop, of ek skryf byvoorbeeld Alef Taf wat die begin en die einde is. En dan raak dit nou soos 'n gebedsteentjie amper vir my. En dan vir iemand wat ek ontmoet hierso, of as iemand weggaan, ek probeer dit so doen. As 'n student weggaan, dan probeer ek vir hom 'n klippie met die naam van God daarop gee, as 'n aandenkingkie. Jy weet, maar ja, die gaste kan ook my vra, ek sal kyk dat ons by hulle kan uitstuur. Hulle sal net obviously die kostes moet dra om die klippie daar te kry. Soos ons maar senderinge is en ondersteun vir Wiek. Ja, en ons sal met 'n volgende geleentheid opsit. Ons sal op jou program net volgende keer net 'n paar voorbeelde kom wys. Dan wil ek ons kykers uitnooi vir ons volgende program gaan lees oor getuienis. Dit gaan baie kragtig wees. Ons het getuienis uit die Kaap uit 'n voormalige bendelid wat gaan getuig aan ons program. En dan het ek ook 'n vroutjie van Lambert's Bay wat ook 'n getuienis gaan gee en natuurlik ons eie getuienisse. Dit gaan 'n baie kragtige program wees. En ek wil julle almal nooi om deel te wees daarvan. Dan wil ek ook net noem dat al hierdie opnames is beskikbaar op YouTube. Dit is op ons TikTok en ook op ons Facebook bladsy. Gaan dit en as jy van 'n hand voel jy is aangeraak of jy voel iemand anders kan aangeraak word deur hierdie boodskap, stuur dit gerus aan vir hulle die link of die boodskap self. Voordat jy kyk as groot dik sal jy vir ons afsluitende gebed is. Natuurlik, amen. Smaak so. Vader van ons Here Jesus. Here, wat 'n voorreg is dit om te praat oor u woord, Here. Vader, ek vra dat die woord wat vanaand uitgegaan het, iewers daar buite die hart ontvanklik sal wees, dat die saad sal ontkiem, Here. U woord groei in die donkerte, Here. Niemand sien dit nie, maar ons sien net later die opkoms, en ons vra, Here, dat hierdie woord wat vanaand uitgegaan het, in sulke plekke sal val, en mag die saad opkom en veel vrug dra, Here, en mag daai verlore skaap weer u stem hoor en terugkeer huis toe, Here. En vir die wat vir die hoeveelste keer weggeloop het vanaand, Here, mag hy besef dat God laat nie met hom spot nie. Wat hy saai, sal hy maai, al gaan sy been dalk gebreek word, maar die Here sal vir hom huis toe bring. Ons vertrou u daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Wiek. Was lekker om weer die program te hê. Baie dankie. Ek waardeer dit dat jy my genooi het. Ja, dit is nog 'n awesome. paar hê. Ja. Ons kyk as baie dankie dat julle ingeskakel het en onthou net Jesus is lief vir julle. Totsiens. Jesus like jou.